Daar's een van die figure in die geboorte van Jesus se verhaal wat ons baie maklik miskyk. Ons weet van die herders, ons weet van die wyse manne, ons weet van Josef Maria, ons weet selfs van die donkie. Maar die een figuur het 'n geweldige impak op die manier hoe ons na Kersfees kyk. En dit is Johannes die Doper. Trouwens, die verhaal van Johannes die Doper is so belangrik dat die geboorte van Johannes die Doper, die Lukas evangelie begin met die geboorte van Johannes die Doper. Matteus begin met die geboorte van Jesus, maar Lukas begin met die geboorte van Jesus en dan Markus evangelie begin by die openbare optrede van Johannes die Doper net voordat Jesus begin preek het en optree. So daar's 'n onbeskryflike belangrike element waarna ons moet kyk vanmôre. En dit is die boodskap wat Johannes die Doper bring wat die pad gelyk gemaak het volgens Jesaja vir Jesus. Die een wat die inleiding gee en die omstandighede skep en die konteks skep waarin Jesus kon optree. En ek wil hê ons moet vanmôre daarna luister, want dit is nie 'n maklike ding om na te luister nie. Maar ons word net vir 'n oomblik stil. Vader, dit is wonderlik dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Dankie vir u groot liefde en genade. Dankie Vader dat u vir ons elke oomblik toevou en dat u ons versorg. En in hierdie Kerstyd, Here, kan ons net weer verval in die leuen van Kersfees. Ons het laasweek baie daaroor gepraat. En die leuen is so gemaklik en is so eenvoudig en dit laat ons so goed voel. Maar Here, help asseblief dat ons by die ware betekenis van Kersfees sal bly en dat ons onsself sal wegskeer. En vanmôre help Johannes ons onbeskryflik mooi om te doen. En ek wil vir u vra dat u asseblief vir my insig gee. Dankie dat ons dit kan vra. Net so vir 'n oomblik as ons oor Johannes die Doper praat. Hy's nie ek wil amper sê 'n geskikte ou om die voorganger van Jesus te wees nie. As Johannes die Doper sou aangekla word by die teologiese fakulteit se kuratorium, sou hy heel waarskynlik die job nie gekry het nie, want die eerste klagte teen Johannes die Doper was, jy het nou al hierdie goed wat jy wil doen, en jy wil nou hierdie bediening van jou begin, maar die plek waar jy hierdie bediening wil begin hê, dis nie 'n goeie plek nie. Dis in die middel van die woestyn, daar's nie water nie, daar's nie sanitasie nie, daar's nie koelte nie, daar's niks wat gemaklik of gerieflik is nie. Die ouens moet oor die barwoestyn loop vir kilos en kilos, en daar's nie fasiliteite nie. Hoekom Johannes die Doper, hoekom begin jy liewer jou bediening en jy stig jou bediening naby mense se huise waar dit vir hulle baie geriefliker is om te wees nie? Die tweede klag sou wees dat Johannes was pretensieus geweest. Ek meen, hy het 'n kameelhaarkleed gedra, soos Elia, met 'n gord om sy lyf, en hy is nie Elia nie. Elia is een van die groot profete van die Ou Testament, en dit help nie dat Johannes die Doper nou vir Elia probeer naboots met sy kleredrag. Dis bietjie pretensieus en selfaanstellerigheid. Die derde ding wat 'n klag sou gekry het, dat Johannes hy's hierdie jong man van in die 30, want hy en Jesus was omtrent ewe oud, was net so voor Jesus begin optree het, dat hy nogal glad die regte persoonlikheid gehad het vir 'n prediker. Hy was 'n aanvallige en hy het nie goeie taal gebruik. Hy het nie gevloek nie, maar hy 'n goeie dominee laat ouens tuis voel en hulle kan praat oor hulle swaar kry en hy sal vir hulle 'n bietjie help en hulle opbeer uit die woord van die Here uit van die Here is by hulle en die Here gee krag. Hy was op die man af en hy was bietjie stomp geweest en hy was 'n grove man geweest. Hy het nie glad met mense gewerk nie. Want die Bybel sê vir ons, as ons mooi gaan kyk in Matteus hoofstuk 3, dat mense het hulle self van oral afgekom. Daar staan, jy weet, hulle het van oral afgekom. En hulle het hulle self tot bekeer en Johannes het hulle gedoop. Maar dan word daar 'n gedeelte gepraat van die Fariseërs en Sadduseërs wat nader gekom het. En hulle wou ook deur hom gedoop word. En hulle was nou geleerde manne van die tyd, nie? Hulle was nou die top citizens, hulle was die belangrike ouens in die samelewing. En dan sê Johannes die Doper vir hulle, julle slange. Maar as mens mooi gaan kyk, die Grieks daarvan is nie net julle slange nie. Hy sê vir hulle, julle slangbloed. Hy sê die bloed wat deur 'n slang vloei, daai lustige, mens kan dit nie aan die buitekant sien nie, maar 'n slang se bloed vloei deur hulle are. Hulle is adders.
En ons as teologiese fakulteit dink dan nie jy praat so met mense wat nou jou kerk wil kom bywoon en dan het jy 'n ander eenvoudige boodskap gehad van jy moet jouself bekeer. Niks van ek gaan jou help om jou te bekeer nie. Dis net bekeer julle. Short and sweet, dis wat moet gebeur. So ek weet nie of Johannes die Doper die toets sou deurslaag van 'n teologiese fakulteit vir 'n goeie ou wat bediening moes doen nie. En tog het Johannes dit op daai manier gedoen. En die vraag is hoekom? En as mens by die hoekom kom, dan moet mens eers teruggaan na Lukas toe en gaan lees wat die Here vir Sagaria gesê het voor Johannes die Doper gedoop is. En ek wil graag hê ons moet die bande raak sien van hoe dat God en sy engel of sy engele teenoor Sagaria opgetree het op dieselfde manier as wat hy teenoor Josef opgetree het. En ek wil net daarna vers 15 toe gaan. Dis Lukas 1 vers 15 waar Sagaria dan ingegaan het en die engel van die Here verkondig aan hom oor wat gebeur en die pragtige woorde, ek wil sê een van die kernoomblik in die geboorte van Jesus se verhaal is die verhaal waar die engele in die nag aan die herders verskyn het en die engele se eerste woord aan die herders is moenie bang wees nie. En hier by vers 14 of vers 13 dan sê hy vir Sagaria moenie bang wees nie Sagaria. Daai ongelooflike gerusstelling. En dan by vers 15 vers 14 kom dieselfde boodskap wat die skaapwagters gekry het van die engel. Hy sê en hy sal 'n bron van blydskap wees, van vreugde vir jou en baie sal bly wees oor sy geboorte. En ons kry hier dieselfde tema by Jesus se geboorte toe die engele aan die skaapwagters verskyn het. Maar hoor hier van vers 15 af. En ek wil hê ons moet mooi luister. Hoekom Johannes die Doper in ons oë vreemd was, maar dat hy eerste instansie so geslaagd was en wat sy boodskap en die kern daarvan was. Want hierso staan, en hy sal groot wees in die oë van die Here. Hoor mooi, hy sal groot wees in die oë van die Here. Met ander woorde, die Here het na Johannes die Doper gekyk en hy's nie 'n randfiguur nie. Hy's nie maar net 'n ou wat toevallig ingetrek is nie. Hy is een van die, ek wil amper sê, kernkarakters in die geboorteverhaal van Jesus, want hy sê, hy sal groot wees in die oë van die Here, wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal die Heilige Gees met hom wees, en hy sal vervuld wees met die Heilige Gees, reeds van geboorte af. So met ander woorde, hy het hierdie reuse opdrag, en hy het hierdie ding dat die Here sê, maar hy het Johannes uitgekies vir 'n spesifieke taak. Hy sal baie mense uit die volk van Israel laat terugkeer. En ons sal hierdie woord van terugkeer en omdraai. Dis 'n belangrike woord want ons gaan net nou weer daaroor praat. Hy sal baie mense uit die volk van Israel laat terugkeer tot die Here God. En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia. En onder sy kinders sal met mekaar versoen om gehoorsaam is na die regte pad te laat terugkeer, om terug te bring, om so vir die koms van die Here sy volk voor te berei. So hierdie is 'n reusagtige mondvol. Hierdie beskryf vir ons presies wie Johannes die Doper in die oë van die Here was en hoekom Johannes die Doper opgetree het en die veld. Hy is nie 'n kantkarakter nie, hy is die kardinaal belangrikste karakter, want hy is die een wat ons lei om die geboorte van Jesus reg te verstaan. Hy is die een wat ons lei om die openbare optrede en selfs die dood van Jesus Christus reg te verstaan. En wat bedoel ek daarmee? Ek wil stil staan by 'n baie eenvoudige gedeelte. Hy het in die woestyn gepreek, en dis Matteus hoofstuk 3, vers 1. In daai tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek, nee? En hier sy prediking. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit is sy boodskap. Hy het oor baie dinge gepraat, maar hier is die kern van dit wat hy gesê het. En hierdie
bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En hy verwys van Jesus Christus wat as God se seun die koninkryk op aarde kom oopbreek het vir ons sodat ons weet wat koninkryk van die hemel op aarde beteken. En die woord wat hy gebruik moet ons ongelooflik mee met ons ongelooflik mooi gaan kyk. Die Griekse woord vir bekeer is metanoitei. En ek weet dit beteken niks en ek wil nou nie vreeslik in 'n Griekse tipe van lesing aangaan nie, maar ek wil tog hê ons moet mooi verstaan wat metanoitei beteken. Meta beteken om te verander, om na goed te kyk en te verander. Dis om te draai. Dis om jou gedagtes te fokus, dis om 'n besluit te maak. So in 'n sekere sin is dit dis nie in 'n sekere sin, dis 'n werkwoord. So dis 'n aktiewe werkwoord. Die ander woorde wat ook gebruik word, kry ons in Romeine hoofstuk 12 in metamorphe. My kop laat my nou 'n bietjie, moet my asseblief nie aanhaal nie. Maar dis die woord wat Paulus gebruik as hy sê, maar laat God julle denke vernuwe. Laat God toe om julle te verander, dat julle nuut kyk na goed. En die verskil tussen hierdie twee woorde, alhoewel hulle, ek wil amper sê, baie naby mekaar is die eerste een 'n werkwoord, waar die tweede een 'n passiewe werkwoord is. Met ander woorde, laat God toe. Jy moet net God toelaat dat hy jou denke verander. Maar hierdie eerste een is 'n werkwoord. Hy sê metanoitei beteken as ons letterlik om jou gedagtes te verander, om jou denke om te draai. Dis 'n aktiewe proses wat jy moet doen. En dis die woord wat hier gebruik word. Jy moet besluit en jy moet jou krag gebruik en jy moet jou besluit uitvoer. Jy moet jou besluit meet aan sekere parameters. Maar dis 'n ding wat binne in jou moet gebeur. En dan gaan die Bybel verder en dan praat hy van die mense het hulle self, hulle sonde bely, hulle het bekeer en hulle is dan gedoop deur Johannes die Doper, wat dan ook gebeur het met Jesus. Maar die groot boodskap is nie dat jy doop nie, van allerlei goed nie. Die groot boodskap is bekeer julle want die koninkryk is naby. Nou as ons vanmôre 'n bietjie kyk na die woord bekeer, metanoitei wat beteken om jou gedagtes om te draai, om jou denke om te draai, om anders te begin dink, is dit anderster as Romeine 12. Laat God julle denke verander. Laat God julle denke vernuwe. Laat God toe dat hy net is hierdie ding, jy moet mooi kyk na jouself. Want bekering, metanoitei, is nie 'n passiewe proses wat outomaties met jou gebeur nie. Dit is 'n proses van hard werk en as ons hierdie Kerstyd ingaan, dat ons met die regte oë kyk, soos laas keer vir mekaar gesê het, laasweek. Dis moeilik om die leen van die geboorteverhaal mis te kyk. Dis maklik om die leen raak te sien. Dit vat moeite om die leen van Kersfees mis te kyk. Op dieselfde manier, hierdie woord bekeer, dis moeilik om te bekeer. En ek wil vanmôre gou sê hoe dit gebeur, want dis 'n ding wat daar's twee aksies wat gebeur. En die eerste aksie wat gebeur is dat jy wegdraai van verkeerde dinge af. Dat jy wegdraai van goed wat negatief op verhoudings is. Nou ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar kom ons probeer dit gou vertaal in terme van 'n verhouding wat regtig vir jou kosbaar is, en of dit 'n verloofde is, of dit 'n boyfriend of 'n girlfriend is, of dit 'n verhouding is met jou vrou of met jou man, of 'n verhouding is met jou kinders. Dis baie keer swaar. Ek het 'n gesprek met iemand die week gehad wat vir my sê sy boetie en sy pa so 2 weke uitmekaar uit oorlede. En hy sê in sy hart, dis vir hom so moeilik om hierdie goed te verwerk, want sy boetie het deur 'n swaar egskeiding gegaan en sy boetie het heeltemal hoop met die lewe verloor. Hy het 'n redelike hoë pos gehad, goeie geld verdien, maar hy het moed met die lewe verloor en hy is so kwaad vir hom dat sy boetie nie kon insien dat hy moed met die lewe verloor het nie, dat hy verkeerde keuses begin maak, hy het te veel alkohol gebruik, hy het sy werk verloor, hy het eintlik sy kinders afgeskryf en hy is so kwaad vir sy boetie want sy kinders het eintlik sulke wonderlike groot mense geword of is besig om wonderlike groot mense te word en hy mis dit. So
Dit gaan nie dat jy moet wegkeer van sonde af nie. So die groot vraag is, wat is sonde in sy essensie? En ons het al baie daaroor gepraat. Sonde is in sy essensie dit wat die verhouding tussen jou en God besig is om te breek, die heeltyd. Dis soos hierdie persoon wat omdraai en moet opgee. Dis soos ouers wat na kinders kyk. Hierdie kinders wil nie na hulle ouers luister nie, maar hulle maak die een verkeerde besluit op die volgende verkeerde besluit. En hierdie besluite wat hulle maak, se invloed is dat die verhouding tussen ouers en kinders geskei word. Dis soos 'n man wat by die huis kom en nie moeite maak met sy verhouding met sy vrou nie. Hy groet haar nie vriendelik nie. Hy's nie lief vir haar nie. Hy's aktief besig om die verhouding te verwoes. En niemand sien, hy sien dit self nie raak nie. En dis hierdie ding om te draai, om anders te dink, om jou kop weg te draai van dit wat jou verhouding met God, jou verhouding met die medemens, jou verhouding met die wêreld, jou verhouding met alles, dit maak dit net gekompliseerd en moeilik. En dis waarvan hy sê, ons moet wegdraai van daai goed af. So, dis 'n twee aksie gebeurtenis. Jy draai weg van iets af, maar jy draai na iets toe. So ek wil weer 'n mooi voorbeeld gebruik. Die sad deel van my werk is om berading te gee rondom huwelike. En dan kom ons by 'n punt waarvoor mense vertel maar hoe sleg is dit om te skei en weg te beweeg van mekaar af. En dan op 'n stadium, as ons nou sien hierdie ding kan ons nie weer red nie, dit kan nie meer werk nie, dan gaan ons na 'n volgende gesprek toe oor. En die volgende gesprek gaan daaroor om te sê, maar jy was onsuksesvol getroud gewees en daarom skei jy. Wat nog slegter is om onsuksesvol getroud te wees, is om onsuksesvol te skei. En dis die probleem. Mense skei omdat hulle onsuksesvol getroud is, maar hulle kan nie suksesvol geskei wees nie. 95% van huishoudings is onsuksesvol geskei. En dit maak soveel seer. Dit verwoes kinders, dit verwoes mense se self, dit verwoes mense se geloof, dit verwoes 'n klomp goed. Want die punt is, jy het omgedraai van iets af, en dis wat hierdie woord so mooi maak. Hy sê, dis 'n twee-aksieproses. Jy moet wegdraai van hierdie goed af, wat skade doen aan jou verhoudings, en jy moet na iets toe beweeg. En dis wat baie mense nie doen nie. Hulle skei want hulle beweeg weg van die ander persoon af, maar hulle het nêrens waantoe hulle beweeg nie. En ek praat nie van 'n volgende persoon nie. Dit is stupid. Ek praat daarvan dat jy sê, maar as ek wegdraai van hierdie verhouding af met my man of my vrou, moet ek na 'n ander ding toe skuif, en dis 'n toewyding met my verhouding met my kinders of toewyding in my verhouding met God. Jy moet na iets anders toe terugdraai, want anders raak jy verlore. En dis presies wat Johannes hier sê. As jy die woord bekeer gebruik, beteken dit draai weg van hierdie ander goed af, draai na God toe. En hier is die perfekte Kersverhaal. Hier is die perfekte Kersverhaal. Maar die Here, deur die mond van die engel aan Sagaria beloof het, die Here sal na Johannes kyk. Hy sal groot gedoen. Hy sal guns vind in die oë van die Here. En hy sal mense laat terugkeer na die waarheid van wie God is. En hopelik is ek en jy vanmôre in hierdie kategorie. Johannes sluit af met twee kragtige beelde in hoofstuk 3. Waar hy dan vra, waar hy sê, en hy dring aan, na hy met die disciples, na hy met die fariseërs gepraat, hy sê, julle slange, vir wie julle wys maak, dat julle sal die dreigende toren van God ontvang. En dan gebruik hy sê, dra liewe vrugte en bewys dat julle bekeer is. Dra vrugte. En dis hierdie bewys wat jy vir jouself het in 'n aktiewe proses waar jy self besluit om te bekeer. Dra vrugte wat wys dat jy bekeer is. En dan gebruik hy gebruik die beeld. Hy sê hierdie byl lê reeds teen die stam om hierdie boom wat nie vrugte dra, hierdie wingerd wat nie vrug dra nie, om hom uit te kap. Die byl lê reeds daar. En dan gebruik hy 'n tweede beeld. En dan sê hy julle is met water gedoop. En dan sê hy Hy het 'n skop in sy hand om na die dorsvloer toe te kom, deur dit skoon te maak. En onthou die manier waarop die mense die koringhuisies, die husks van die koringkorrels geskei het, was hulle dit in die lug gegooi met 'n skop, met 'n graaf, met
met 'n ding en dan die wind wat waai die kaf weg en die korrels val op die grond en dan sê hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak, laat net die korrels bly en laat die kaf geskei word. Hy sal die koring na sy skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Is jy koring of is jy kaf? Hierdie proses van bekering, sit jy en wag dat dit passief met jou moet gebeur, of maak jy planne sodat jy kan wegdraai, na God toe draai? Want hoor in hierdie mooi verhaal van Kersfees en in die mond van Johannes die Doper, wat Fariseërs en Sadduseërs aanspreek as die bloed van adders wat in hulle are vloei. Hulle lyk na mense van buitekant af, maar hulle wese is slange. Geef môre vir jou 'n baie belangrike boodskap. Die kaf van die koring is nie die blare in die stronke nie. Die kaf van die koring is daai huisie, die husks, waarin die koring was. En ons om dit van die are te skei. Hy lyk soos 'n koringaar. Hy groei saam met 'n koringaar. Hy het die karaktereienskappe van 'n koringaar, maar hy het geen voedingswaarde nie. As die wind oor hom waai, dan verwaai die wind hom en hy's woes. En hierdie kaf word geskei van die koring. Die ouens wat substans het, wat voedingswaarde binne hulle self het, en die kaf, die husks, wat geen voedingswaarde het nie. Jy moet in hierdie kerktyd vir jou vra, is jy die koring, of is jy die husk? Ek weet nie mooi wat die Afrikaans is, die huisie. God gaan ons skei van mekaar, en Johannes die Loper sê dit vir ons direk. Gaan vanmôre met die les wat hy leer in 'n Kerstyd in. Amen. Dankie Vader, dat U nie van my verwag om mediocre te wees nie. Here, U verwag, soos U van Johannes die Doper verwag het, en groot goed voorspel het met sy geboorte, het U met my geboorte ook groot goed voorspel. Help asseblief, dat ek kan onderskei tussen die kaf en die koring, die huisies, die husks en die pitte. En dat ek vir myself kan sê, wat een van daai kategorieë val ek. Want as ek nie bekeer nie, dan verander my kop nie, my denke verander nie, ek kies nie, om anders oor sonde en oor goed wat my verhouding met U en met my medemens skade maak nie. Ek kies om dit nie raak te sien nie, en ek kies om nie nader aan U te kom nie. Geef vir my insig en wysheid. Amen. Mag hierdie Kerstyd vir jou 'n ontdekking van jouself wees. Mag jy die krag binne in jouself ontdek waarmee God jou toevoer. Amen.